Goeiemôre. Ja, dit is Woensdag 26 November. Kan jy glo? Die laaste Woensdag van die jaar, van November in die jaar 2025. En dis nou vir 'n geruime tyd dat ons gewag en geluister het wat ons Vader wou, dat ons sal verstaan uit die teksvers Jeremia 29:11. Maar nou is dit tyd om aan te beweeg na 'n volgende. Sal ons dit noem 'n volgende poel van genade. En wat op my hart is waarlik psalms. Tyd en Heilige Gees sal bepaal en leer. Maar ek wil net asseblief eers bid. Hemelse Vader, dankie dat ons so intens bevoorreg is om u woord sommer net op te tel en oop te maak en dan waarlik te lees en te lees. Vader, daar is soveel wat doodgemaak word net omdat hulle in u glo. Wees ons genadig dat ons nie die voorreg wat ons het om u woord te bestudeer sal versmaai nie. Kom spreek asseblief en spreek u self in ons harte in. Asseblief Vader, ons vra dit in die naam van Yeshua, en ek bid dat u veral ook nou in hierdie volgende stretch deur die psalms u hart met ons sal kom deel. Asseblief Vader, ons eer u. Halleluja, amen. Ja, wie net eergister het ek weer 'n boodskap ontvang van 'n gemeente in Afrika, waar 80 gemeentelede wat bymekaar gekom het om ons Vader te aanbid, eenvoudig almal voor die voet doodgemaak is, ouers en kinders. Mense word wreed vermoor, net omdat hulle in die lewende God van die Bybel glo. Ons moet asseblief bid, nie net vir hulle wat in lewensgevaar verkeer terwille van hulle geloof nie, maar ook vir ons en ons eie mense wat 100% gelukkig is met godsdienstigheid, maar nie eers besef dat dit eintlik gaan oor verhouding met die enigste God wat leef. Nie geestelike rituele nie, maar verhouding. Ek self is deur die genade van ons Vader bevry van 'n gees van godsdiens. Voor ons Vader gaan dit oor opregtheid, 'n soeke na waarheid en gehoorsaamheid, verhouding, meer nog 'n liefdesverhouding, soos tussen 'n vader en sy seun. Dit gaan nie oor rituele wat die mens getrou volvoer nie, maar oor woord, waarheid en verhouding. 'n vertrouensverhouding, 'n weet waarin ons glo, en ook dat hy in wie ons glo ons nooit sal begewe of verlaat nie. Weet ons dit? Ons moet ook weet, wanneer ons fouteer, sal ons Vader ons daarop wys en ons dan help om reg te maak. Ons Vader sal herstel bring van dit wat nie hoort nie. En dit is ook die gevolge daarvan weg weer uit ons binneste. Maar ons moet dit in eerlikheid erken en bely. Solank ons nie besef en insien wat dit is waarin ons droog maak nie, kan ons mos nie saamwerk om herstel te sien kom nie. En weet jy, ek glo dit gaan alles daaroor dat ons sal besef, ons het nodig om waarlik honger te wees na goddelike waarheid. Ag, dankie Vader dat ons net eers kan vra. Wys asseblief vir ons waar ons tekort skiet aan goddelike waarheid. Lei ons asseblief om te verstaan wat u wil, dat ons sal leer, ook uit hierdie psalms waarna ons nou gaan kyk. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Halleluja. Kom ons lees Psalm 1. Ek kyk van vers 1. Alwel geluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Ja hoor, dis wat hier staan. Hy oordink sy wet dag en nag. Vers 3. En hy
sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Vers 4. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat in die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Vers 6. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Die Here ken die weg van die regverdiges. Weet jy, hy ken ons. En ons Vader begeer om ons te ken, nie net dat hy ons sal ken, maar hy wil ons toelaat om hom te ken. En alles wat ons doen en dink, is oop en bloot voor hom. Daar's niks wat ons kan dink om vir hom weg te steek. En hy weet ook presies wat dit is waarin ons tekort skiet. Hy weet ook hoe om ons te bring daar waar ons werklik sal staan op 2 voete in die volheid van sy waarheid. Vader, wees ons asseblief genadig. Wees ons asseblief genadig. Dat ons elkeen op ons eie voor U in eerlikheid sal kom. Mag ons U self soek, U woord en U waarheid. Mag ons U woord oordink. Mag ons waarlik behaag vind in U. Mag ons begryp wie U is. Mag ons dit ons eie maak, U waarheid en U liefde. Mag ons U toelaat om tot ons binnenmens te spreek. Wys ons asseblief ons eie waarheid. En as daar dinge is wat ons moet agterlaat, wys ons wat en wys ons asseblief hoe om daarmee klaar te maak. Mag ons behaag waarlik daarin wees om te weet en te verstaan wie U is en hoe U met ons en ook deur ons, selfs met ander, wil omgaan. Maak ons asseblief instrumente van U koninkryk. Asseblief, Vader. Wys ons hoe en dat U die enigste, belangrikste in ons lewe sal wees. En om U te behaag, ons grootste begeerte. Dankie, Vader, dat ons U ook kan vra om ons te herinner aan soveel mense op aarde op die oomblik, wat tot die dood toe vervolg word, net omdat hulle glo. Wees ons genadig, om nie net in ons verhouding ons te kaddel in wie U is nie, maar help ons om regtig gebedsvegters te wees, wat sal opstaan en in gebed so soldate sal staan om U waarheid en U beskerming na alle mense uit te dra. Dit vra ek in die naam van Yeshua.